Die wedstrijd vir Fiji. Serevi, wat gaan hy doen? Tas 'n bietjie mis en hy skop. 'n Skop is nie iets wat 'n mens elke dag sien in 'n wedstryd in die sewes kompetisie nie. Ruben Kreer wat onmiddellik met 'n teenaanval begin, word baie hard neergesit van 'n Westhuizen. Chester Williams, hy breek binne toe. Chester Williams met Andre Joubert aan sy buitekant. Chester Williams, hy hou miskien net 'n bietjie te lank aan die bal vas, just van 'n Westhuizen. Maar dit is Rabuku wat die bal in die hande kry. Rabuku en Suid-Afrika se voorspelers wat sorg dat daardie bal nie uitkom nie. En meneer Hawk wat 'n 5 meter skram beveel. Just van 'n Westhuizen wat kan ingooi. Onmiddellik die Springbokke wat baie druk toepas. Chester Williams wat byna daardeur gekom het. Van 'n Westhuizen geplaas deur sy Serevi. Andre Joubert wat binne toe breek. Die Springbokke se kaptein Andre Joubert wat dan die eerste 3 van hierdie wedstryd druk. Na volgehoue druk wat toegepas word deur die Springbokke op die doellyn van Fiji. Van 'n Westhuizen wat lastig geval word deur Serevi, steeds daarin slaag om die bal uit te kry. Pragtige binnensy stap deur Andre Joubert wat die verdedigers klop. En die Natalse Springbok wat dan oorgaan vir die eerste 3, maak geen fout met die doelskop nie. En Suid-Afrika wat teen die verwagtinge in dan voorloop met 7 punte teenoor 0. En Fiji verreweg een van die beste 7 spanne in die wêreld. Serevi. Bal miskien bietjie ver van sy voorspelers af, just van 'n Westhuizen. Soos Jan Ellis van ouds sny binne toe na Chester Williams. Williams wat die verdediging weer eens klop. Chester Williams, Jacques Olivier wat net nie na die aangee kon raakvat nie. Weer eens Ruben Kreer, die Vrystaatse flank wat die veldvol speel. Olivier en Kriese misverstand en onmiddellik Fiji op die teenaanval. Pieter Kriese. Joubert. Ruben Kreer weer eens en Kriese, die jong Natalse flank. Jacques Olivier. Hy gaan binne toe, gaan Serevi omvang, gaan Serevi vir Olivier vang. Nee, dit is Olivier wat enkele sentimeters van die doellyn vasgevat word. Naidoo moet die bal oor sy eie doellyn skop. En Suid-Afrika wat weer eens baie druk toepas op Fiji. 5 meter skram. Van die vorige 5 meter skram met Andre Joubert 3 gaan druk. Kan hulle dit weer doen? Suid-Afrika tot dusver een van die verrassings van hierdie toernooi op Murrayfield. Just van 'n Westhuizen. Ruben Kreer. Daar was waarskynlik 'n aanslaan gewees. Suid-Afrika wat oor die bal gedruk is en meneer Hawk wat dan weer 'n skram beveel, maar Fiji wat die keer die bal gaan ingooi. Nog nie veel gesien van Serevi nie. Serevi die groot planmaker in die span van Fiji. Dis hy wat skop. Gaan nie uitskop nie. Chester Williams wat terugval. Ruben Kreer. Kriese. Jacques Olivier, Chester Williams, pragtig hanteerwerk, Just van 'n Westhuizen, uitstekende hardloopwerk deur Just van 'n Westhuizen en hy gaan deur vir Suid-Afrika se tweede 3. Gysie Pinaar en Deon Kinigan wat baie tevrede is met daardie pragtige stukkie hanteerwerk en ondersteunende spel deur die Springbokke. Vir Just van 'n Westhuizen om die Springbokke se tweede 3 in hierdie wedstryd teen Fiji te druk. Breek binne toe, hy klop vir Serevi. Geen keer nie, kyk hoe pragtig hou hy daar die bal vas in een hand. Vreugde vir Suid-Afrika. En Joubert wat geen fout maak met daardie doelskop nie. Suid-Afrika wat dan voorloop met 14 punte teenoor 0. Gaan hulle vir een van die grootste verrassings van hierdie toernooi sorg. Dusver uitstekende hanteerwerk, die bal wat voortdurend aan die lewe gehou word. Beter afskop deur Serevi.
Die bal wat net grondvat binne die speelgebied. Kriese wat gedink het dat daar die bal direk uit gaan wees. Die sterk wind hier op Murrayfield wat die bal terugdruk. Rasari wat nie kan weer agter nie. Andre Joubert. Ongelukkig Kriese wat daar die bal aanslaan. En dit is in hierdie situasies waar Fiji baie gevaarlik is. Van der Westhuizen kyk hoe hou hy die bal bo die doodvat. Steeds Joost van der Westhuizen. Kan nie aansluiting vind nie. Kriese. Rasari wat onderskep. Rasari. Serevi breek binne toe. Vaartversnelling deur Serevi. En niemand gaan vir Serevi keer nie. Jacques Olivier sal hom nie inhaal nie. Serevi wat Olivier uitdaag en sê hier is die bal. Deel van die skare hier op Murrayfield wat nie daarvan hou nie. Maar Maisali Serevi wat dan Fiji se eerste 3 druk. Fiji baie gevaarlik op die teenaanval. Rasari. Serevi klop Jannie Claessens, vaartversnelling. Nou kan 'n mens sien waarom hy beskou word as een van die beste 7 spelers in die wêreld. En Serevi wat dan ook gaan probeer om daardie 3 van hom te verdoel. 14 punte teenoor 5. Die Springbokke wat voorloop. Hou dop hoe hierdie man skop. 2 tree terug, gemaklik kom hy vorentoe en hy maak geen fout nie. Rustyd wat aanbreek in hierdie wedstryd. Die Springbokke wat voorloop teenoor Fiji met 14 punte teenoor 7. 2-3 deur Andre Joubert, Joost van der Westhuizen teenoor die enkele 3 van Serevi. Geen rustyd in hierdie wedstryde nie. Die tyd word gebruik vir die manne om kante te ruil, maar is nie geleentheid om water te drink nie. Suid-Afrika wat nou sal moet voortbou op daardie vertoning van die eerste helfte. Baie gevaarlik vir hulle sal wees om nou verdedigende rugby te begin speel. En Serevi wat die tweede helfte gaan begin. Bal het nie 10 meter getrek nie. En meer Hawk wat die spelers terugroep na die middellyn toe. Vir 'n skram waar Suid-Afrika die bal moet ingooi. Rasari. Hy druk deur teen Jannie Claessen. Joost van der Westhuizen. Kriese, Chester Williams wag vir sy ondersteuning, vind dit. Kriese. Joubert trek die verdediging en is Ruben Creer van die Vrystaat wat oorduik. Vir die Springbokke se derde 3. Ruben Creer wat weer eens pragtig ondersteun het. Vir 'n welverdiende 3. Kriese hou die bal aan die lewe. Williams intelligente hardloopwerk. Kyk hoe wag hy vir die ondersteuning, breek binne toe. Daar is die ondersteuning nou by Joubert. Joubert trek Serevi buitekant toe en Creer wat by is om die bal raak te vat en oor te val vir sy eerste 3 van die toernooi. Ruben Creer, 'n man wat waarskynlik binnekort ook vir die Springbokke in die 15-man span sal speel. Jong belovende rugby speler van die Vrystaat. Andre Joubert, maar kyk hoe druk die wind die bal terug. Springbokke wat dan nou voorloop met 19 punte teenoor 7. Serevi skop diep af. Slim skop wat belangrike gebied wen vir Fiji. Dit is belangrik vir hulle om nou druk toe te pas op die Springbokke. Agterstand van 12 punte. Rasari wat die bal wen. Serevi. Jannie Claessens wat waarskynlik daarom kant gegaan het. Weer eens Claessens. Maar meneer Hawk wat saamstem, besluit dat Jannie Claessens dan omkant was. Wat gaan Fiji doen van hierdie strafskop af? Suid-Afrika wat dusver die voordeel geniet het van baie balbesit. Serevi.
Raulini. Sy broer, Veselo Raulini. Fiji wat die bal baie goed aan die gang hou. Rabuka. En dit is Naidoo wat deurgaan. Joost van der Westhuizen en Dieter Kriese gaan hom nie keer nie. Fiji se eerste 3 wat dan gedruk word. Na goeie ondersteunende spel, Etonia Naduru wat dan die eerste 3 van Fiji druk in hierdie wedstryd. Skielik verander hulle van rigting. Suid-Afrika se verdedigingspatroon wat heeltemal onverhoeds betrap word. En Serevi wat geen fout maak met daardie doelskop nie. 19 punte teenoor 14. Fiji wat baie angstig is om te begin met die spel. Die Springbokke wat miskien nie heeltemal so vinnig aangehardloop kom nie. Die man wat die 3 gedruk het, Naidoo. Raulini. Weer eens na sy broer toe, Serevi. Weer Serevi. Fiji wat die man oor het aan die buitekant. Rasari. Rasari gaan moeilik gekeer word van die Westhuizen wat hom stop. Maar Naidoo is weer by. Uitstekende ondersteuning deur Naidoo. Wat aan Fiji en aan die lang man daar uit die eilande sy tweede 3 besorg. Etonia Naidoo. Wat sake gelyk trek. Rasari, vasberadenheid. Van die Westhuizen wat omkeer. Maar Naidoo wat by is om te ondersteun. En belangrik dat Jannie Klaasens omgekeer het om nie nader aan die pale te gaan druk nie. 'n Moeilike doelskop wat wag op Serevi. En as Serevi slaag met hierdie doelskop, is Fiji voor. Een van die groot puntemakers in die toernooi. En die 3de plek na Andre Joubert wat ook meer as 60 punte reeds aangeteken het. Serevi. Bal wat koers kry. Maar die wind wat dit weer eens terugdruk. En sake wat nou baie spannend gaan verloop. Die telling gelyk op 19 punte elk. In 2 minute speeltyd wat oorbly. Beter afskop. Weer Naidoo. Uitstekende verdediging daardeur. Andre Joubert wat deurskop. Maar Andre Joubert wat vasgehou word, hy word teruggeruk aan sy trui. Die skeieregter het dit gesien. Gaan meneer Hok 'n strafskop toeken? Nee, hy gaan nie. Hy het dit waarskynlik nie opgemerk nie. Maar Suid-Afrika nou in 'n uitstekende aanvalsposisie. 5 meter skram. Fiji onderdruk die bal oor sy eie doellyn geskop van 'n Westhuizen wat moet ingooi. Serevi wat omkant is. Meneer Hok wat 'n strafskop toeken van 'n Westhuizen. Vinnige tikskoppie. Joubert, Kriese en Kriese wat oorval vir Suid-Afrika se 4de 3. Dieter Kriese. En is dit Suid-Afrika se wen 3? Die jong Natalse speler wat beloon word vir uitstekende ondersteunende spel. Vinnige tikskop deur van 'n Westhuizen. Joubert wat die bal aan die lewe hou en is Kriese wat nie gekeer kan word nie. Kriese wat oorval, Serevi kan hom nie keer nie. En die Springbokke wat voorloop met 24 punte teenoor 19. Speeltyd in hierdie wedstryd is verstreke. Na hierdie toernooi sal hy aansluit by die Natalse span in Nieu-Seeland vir die Topsport Super 10 wedstryde saam met Andre Joubert en Dick Muir. Maar Dieter Kriese, 'n man van wie ons nog baie gaan hoor in die toekoms. Nog nie vir Natalse senior span gespeel nie. Andre Joubert. Die bal tussen die pale deur in Suid-Afrika wat hierdie wedstryd gaan wen met 26 punte teenoor 19 en wen ook groep A en kom in die kwart eindstryd te staan teen Nieu-Seeland, Australië en